Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon, die getroue getuie, die eerstgeborene oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam, broer en suster, Psalm 24 vers 1 tot vers 3. Psalm 24 vers 1 tot by vers 3. Psalm 24, die ganse aarde, land en meer met al wat leef, is uwe Heer. Opgestel is. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God, ligheid, uit ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gely en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek.
Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Geliefde broer en suster, ons luister met die nodige eerbied en ontzag altyd na die woord van die Here. Ook nou as ons lees uit Deuteronomium hoofstuk 5 vanaf vers 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broer en suster, kom ons sing saam Psalm 15, vers 1 en vers 2. Psalm 15, wie styg so hoog en huil en eer dat hy met u die groote koning. Psalm 15 vers 1 en 2 en daarna gaan ek hiervoor in die voorbiddingsgebed. Allerheiligste en genadige Vader,
Ons is hier op die vooraand van die heilige nagmaal en U nooi ons om die brood van die lewe, die fees van die lewe te kom vier. Ons kom nie omdat ons in onsself waardig is of goed is nie, maar omdat U ryk is aan barmhartigheid en ons elkeen by die naam geroep het. Stuur die Heilige Gees nou om die kamer van ons harte voor te berei. Werk veral in ons terwyl ons sit en luister na die verklaring van die heilige woord. Ons erken, o Here, ons veelvuldige sondes en ons boosheid. Ons het U heilige wette in gedagte, woord en daad oortree. Ons het die skepsel meer liefgehad as die Skepper en ons het ons eie glorie gesoek eerder as U heerlikheid. Ons verafskie ons rebellie en ons vlug na die skadu van die kruisverskuiling. Ons aanvaar dat dit nie as vanselfsprekend is om die voorreg te kan hê om nagmaal te kan vier nie. Barmhartige Here, vertrouend op U geregtigheid en op U veelvuldige en groot barmhartigheid, wil ons in hierdie week ons voorberei. Ons is nie waardig om die krummels onder die tafel op te tel nie, maar U is dieselfde Here wat altyd genade bewys aan gebroke sondaar mense. Gee aan ons daarom, genadige Here, sodat ons die vlees van die dierbare Seun Jesus Christus mag eet en sy bloed mag drink, sodat ons sondige liggame deur sy liggaam rein gemaak kan word en ons siele deur sy kosbaarste bloed gewas mag word. Soos ons die fisiese brood en die fisiese wyn ontvang, laat ons siele gevoed word deur die ware geestelike teenwoordigheid van ons Verlosser. Bevestig U genade verbond met ons deur die sakrament. Verseël in ons harte die waarheid dat ons sondes werklik vergewe is, dat ons elkeen 'n lid van Christus se liggaam is en 'n erfgenaam van sy ewige koninkryk. Laat hierdie ete waarna ons uitsien en waarna ons sterk verlang, ons versterk vir die reis wat voorlê, totdat ons saam met U fees vier in ewige heerlikheid. Deur Jesus Christus, ons enigste middelaar en advokaat, bid ons hierdie gebed. Amen. Geliefde broer en suster, ons luister saam na 'n welbekende gedeelte uit die woord van die Here as dit kom by voorbereiding vir nagmaal. Ons lees enkele verse van 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 17 tot 34 en ek gebruik die 2020 Afrikaanse vertaling. Die apostel Paulus skryf hier: In my volgende voorskrif prys ek julle nie aan nie, dat wanneer julle by mekaar kom dit meer kwaad as goed doen. Allereers hoor ek dat wanneer julle as gemeente saamkom, daar verdeling onder julle is. In 'n mate glo ek dit, want daar moet onvermydelik groeperings onder julle kom, sodat dit duidelik kan word wie die beproefdes onder julle is. Wanneer julle saamkom, is dit nie werklik om die Here se maaltyd te eet nie, want elkeen gaan voort om sy eie maaltyd te eet en een bly honger en 'n ander word dronk. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie, of minag julle die gemeente van God en verneder julle diegene wat niks het nie? Wat kan ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Oor hierdie saak prys ek julle nie. Ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het,
het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam ter wille van julle, doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Daarom wie op onwaardige wyse die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees teenoor die liggaam en die bloed van die Here. Maar laat elkeen homself ondersoek en daarvolgens van die brood eet en uit die beker drink. Want die een wat eet en drink sonder om die liggaam van die Here daarin te onderskei, is besig om 'n oordeel oor homself te eet en te drink. Daarom is daar onder julle baie swakkes en siekes, en 'n hele paar het reeds ontslaap. Indien ons onsself deeglik sou beoordeel, sou ons nie geoordeel word nie. As ons deur die Here geoordeel word, word ons gedissiplineer, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. En daarom, my broers, wag vir mekaar wanneer julle saamkom om te eet. As iemand honger is, laat hy tuis eet, sodat julle nie 'n oordeel oor julle bring wanneer julle saamkom nie. Die oorblywende sake sal ek reël sodra ek kom. Die wêreld sal nie kan glo wat staan in Sondag 30 nie. Afrikaners in Afrikaanse kerke sal nie glo wat staan in Sondag 30 nie. Afrikaners in Afrikaanse kerke wat hierdie belydenisskrifte op papier het, as hulle belydenis, sal nie glo wat is die eerste vraag van Sondag 30 nie. Want almal moet kan nagmaal gebruik, is dit nie. En die eerste vraag is, wie moet na die nagmaal van die Here kom? En die antwoord is, nie almal nie. Hulle wat vanweë hulle sondes 'n afkeer van hulle self het, maar tog vertrou dat dit hulle om Christus wil vergewe is, en dat die swakhede wat nog oor is met sy lyding en sterwe bedek is, en die wat ook begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk, en hulle lewe te verbeter, dis 'n lysie van wat jy moet wees, om te kan nagmaal gebruik, maar die huigelaars en die wat hulle nie van harte tot God bekeer nie, eet en drink 'n veroordeling oor hulle self. En hierdie belydenisskrifte, hierdie woorde, is die belydenis, wil ek vir u sê, van alle Afrikaanse kerke, feitelik alle Afrikaanse kerke. Die volgende vraag, moet die mense ook aan die nagmaal toegelaat word, wat met hulle belydenis en lewe bewys, dat hulle ongelowig en goddeloos is? Nee. Want so word die verbond van God ontheilig en sy woord en sy toren oor die hele gemeente opgewek. En daarom is die Christelike kerk volgens die bevel van Christus en sy apostels verplig om sulke mense met die sleutels van die koninkryk van die hemel uit te sluit, totdat hulle verbetering van hulle lewe bewys. Ek dink mense dink, ek sit en skryf in die week omsendskrywies om myself besig te hou. In die week het ek vir die omsendskrywe uitgestuur wat die kerkraad goedgekeur het, om weer eens vir lidmate te verduidelik, waarom het ons 'n geslote nagmaaltafel? Waarom kan enige iemand nie net van die straat af inkom en nagmaal hier gebruik nie? Of waarom aanvaar ons nie die dokumentasie sommer net blindelings van ander Afrikaanse kerke nie, sodat mense hier kan kom nagmaal gebruik nie? Of waarom as jy in die een of ander sekte is, gaan jy nie hier kan nagmaal gebruik nie, al is dit so dat dit jou meisie of jou verloofde is nie. Wat is die probleem met julle doppers? Het iemand beter as ander mense? Iemand vertel jou die grappie van die huiser. Julle is die mense in die huiser, julle dink julle is met die huiser op pad.
beleef. En hulle word baie, hulle doen nie om te ek vir hulle sê, jy het jou eie kerk het die standpunt dat julle is nie veronderstel om 'n oop tafel te hê. Dan sê hulle dit kan. Dit is absoluut on. Doppers is behep met die belydenis. Vir julle is die belydenis die Bybel. Is die woord. Dit is die absolute in die erediens. Hier is nommer 1. Die woord van God. Die belydenisskrifte is 'n samevatting van die woord van God. En die samevatting kan net nooit so belangrik wees soos die handboek. Julle wat op universiteit is weet, jy gaan kontroleer jou opsommings aan die hand van wat in die handboek staan. Jy kan iets verkeerd gehoor het of iets verkeerd neergeskryf het, jy kan nie altyd jou opsommings vertrou nie. En daarmee probeer ek nie afbreek doen aan die Heidelbergse Katekismes of enige van ons 6 belydenisskrifte nie. Ek dink hulle is baie goeie sistematiese samevattings van die woord van die Here. Hulle is al honderde jare oud, party van hulle meer as 1000 jaar, amper 2000 jaar oud. So ek dink hulle is redelik betroubaar. Van die geleerdste mense ter wêreld wat ooit geleef het dit aanvaar as goeie samevattings van wat die Bybel sê. So ek aanvaar dit ook so. Maar die Bybel sê ook, en as u geluister het, dan sou u gehoor het in 1 Korintiërs hoofstuk 11, dat Paulus vir daardie gemeente sê, julle het 'n probleem. Julle dink niks van die nagmaal nie. Julle dink julle kan net daar opdaag. Julle dink julle kan nagmaal vier net soos wat julle wil. En dit is hoekom van julle dood gegaan het. En steeds sal doodgaan, omdat julle daarmee volhou. Want vir die Here is die nagmaal 'n baie ernstige saak. Jy het nie respek vir hom, as jy dink, jy kan sommer van die straat af enige iemand toelaat om by die tafel van die Here te gaan sit nie. Dan praat ek nie eers oor iets soos kindernagmaal nie. Hoe dit geregverdig kan word, kan ek nie eers begryp nie. Want jy moet eers sekerheid hê van jou uitverkiesing, en jy moet weet dat jy wedergebore is, asel, voordat jy belydenis van geloof kan doen. Sy seker van dit. Nou kan sy belydenis van geloof doen vandag, en volgende week kan sy nagmaal vier. So 'n kind. Hoe kan 'n kind sekerheid hê van uitverkiesing, wedergeboorte, en dan sommer net besluit ek gebruik vandag die nagmaal saam met my pa en my ma. En my pa en my ma keer dit goed. Wie gaan daar die oordeel van die Here dra? Die kind of die pa en die ma? Broer en suster, die woord van die Here is duidelik. Ek sê weer vir u, gaan lees maar hierdie paar verse. Paulus sê, as julle julleself werklik ondersoek het, dan sou julle nie onder die oordeel van die Here gekom het nie, maar julle ondersoek julleself nie meer nie. En jy kan in hierdie gemeente al baie jare wees, en ek weet nie, ek hoop jy ondersoek jouself nog elke keer baie deeglik as jy nagmaal vier. Want dis vir die Here 'n baie ernstige saak. Ons besef dat die sakrament van die nagmaal is heilig en eksklusief. Nou hoekom is die nagmaal so heilig? Is dit daardie brood en daardie wyn? Broer en suster, daardie brood en wyn is net tekens. Op die ou ende die wyn wat oorbly, gooi ons in 'n bottel en ons gebruik dit weer vir iets anders. Die brood, uiteindelik gaan iemand gebruik wat dit nodig het. So daardie brood en wyn is nie soos vir die Katolieke iets heilig nie.
Daardie brood en wyn sê net baie eenvoudig simbolies dat ons het 'n verbintenis met die liggaam en die bloed van Jesus Christus. Maar die nagmaal is heilig want dit gaan eintlik oor 'n bepaalde oortuiging, oor iets wat ek dink. Die nagmaal gaan oor iets wat ek glo. En dit gaan oor 'n kernbelangrike aspek van my lewe. Dit gaan oor wat glo ek van my redding. Wat glo ek van my redding? Ons gaan almal doodgaan, tensy die wederkoms van die Here voor die tyd is. So hoe gaan ek gered word? En as jy daai ding verkeerd het, dan loop jou hele lewe verkeerd. Dan kan dit beteken jy's nie op pad na die hemel toe nie, maar jy's op pad na die hel toe. So jy moet dit reg kry. En jy moet reg glo as dit kom by die sakramente. Die sakramente is nie sommer maar net iets waaroor mense op hulle eie kan besluit nie. Dis nie maar 'n maaltyd wat jy by die huis het nie, want wat het gebeur by die Korintiërs? Het jy gehoor wat daar gebeur het? Onthou, dit was huisgemeentes in daai tyd, en vir hulle was dit sommer dood eenvoudig soos die gewone ete. En dis hoekom van hulle dood gegaan het. So nou vermaan Paulus hulle en hy sê vir hulle, julle moet bietjie anders te begin dink oor die sakrament van die nagmaal. Dis nie so alledaags en algemeen soos wat julle dink nie. Nie net enige iemand kan nagmaal gebruik nie. En as u nie geweet het nie, histories weet ons dat 'n erediens het 2 dele gehad in daai tyd. En die tweede gedeelte is die nagmaal gevier, en dan was daar nie eers dooplidmate soos wat ons dit sal sê, of mense wat nog katkiseer teenwoordig. Dis hoe eksklusief die nagmaal beskou is deur die vroeë Nuwe Testamentiese kerk. Jy moenie verward raak omdat mense nie meer die belydenisskrifte lees nie. En met mense bedoel ek professore, dokters, dominees, en ek bedoel spesifiek mense in hierdie dorp. Moenie verward raak nie, broer en suster. Hierdie is nie 'n middelmatige klein aangeleentheid nie. Dis 'n saak werklik van lewe en dood. Ek neem dit baie ernstig op. Die 5 punte van Calvinisme, die 3de punt van Calvinisme sê, daar is 'n beperkte versoening. Met ander woorde, ek wil vir u dit so vra, en jy kan dit gaan lees in die laaste van ons belydenisskrifte, die Dordtse leerreëls. Word alle mense gered? Word alle mense gered? En die antwoord is definitief nee. Baie beslis nie. As jy vir my gaan vertel, alle mense word gered, wil jy vir my vertel, die moslim wat 'n Christen se kop afkap omdat hy 'n Christen is, word gered? Hoe kan dit wees? Die Satanis, wat Satan aanbid en verheerlik, hoe kan hy gered word? Die mens wat weier om hom ooit te bekeer van sy sonde, wat hom verhard teenoor die Here en sy woord, hoe kan hy gered word? Hoe dink mense hieroor? En ek het gewonder en ek het moeite gaan doen en ek het gaan lees. Waar kom Afrikaners aan hierdie dinge dat hy die kerk van die Afrikaner so geïnfiltreer het? En een vers spring die hele tyd op. En dis 'n vers wat ek op katekisasie geleer het, en dit is Johannes 3 vers 16. En ek gaan hom aanhaal. En ek gaan vir die profesie sê wie hy is. Want hy skryf dit op die internet, en hy is baie verbaal daaroor. En hy spaar ons as gereformeerdes met 'n geslote nagmaaltafel eintlik nie. So professor François Malan, dosent in Nuwe Testament aan die Stoffberg Teologiese Skool by Turfloop, professor aan die Universiteit van die Noorde, predikant van die NG Kerk Renosterpoort. Ek haal hom vir u aan. Sê die volgende. In Johannes 1 vers 29 sê Johannes die doper van Jesus, kyk, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.
En dan sê hy verstaan wêreld so, in die volgende 4 woorde, niemand word uitgesluit nie. Dan haal hy Johannes 3 vers 16 aan. Want so lief het God die wêreld gehad, weer wêreld, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sodat elkeen wat in hom glo, sien hy nie raak nie. En dan sê hy, die enigste voorwaarde is geloof in die Here Jesus, wat self as God en mens die ewige straf kan dra. Die ewige straf en die smet van die sonde van die wêreld gedra het. Ook al my sondes. En daarom is geloof in die Here Jesus die enigste voorwaarde vir deelname aan die nagmaal. En dit alles klink of hy sê, wêreld gaan oor geloof. Maar hy verstaan wêreld as alle mense. Want jy kan van die straat af instap, en jy kan nagmaal gebruik, en jy kan daaroor besluit. Dis jou reg om daaroor te besluit. Wat van selftig en kerklike tug? So hulle sê, daar's net selftig. En die gemeente het nie gesê, as jy voel, jy is reg om nagmaal te gebruik, dan gebruik jy nagmaal. Maak nie saak hoe jy leef, of jy saam bly, of jy 'n dronkaard was, die afgelope naweek, Sondag is jy in die kerk, en jy wil nagmaal gebruik, maak nie saak of jy in onvrede leef met jou eie ouers nie, of jy mense bedrieg en verneek nie, of jy alles verwoes en breek nie. Jy kan besluit, want jy kan sê, ek is 'n gelowige. Daar is geen beperking nie, ek is deel van hierdie wat gered is. Maar my lewe en my lewenswyse sê anders. Ek besluit. En dan is die redenasie, die straf kom nie die gemeente toe nie, dit is daai persoon se verantwoordelikheid. Is dit wat Paulus gesê het vir die Korintiërs? Dit was daai mense se verantwoordelikheid wat doodgegaan het. Hy sê, julle die Korintiërs, julle die gemeente, julle ondersoek julle self nie meer nie. Julle laat hierdie dinge toe. Julle laat gaan die verantwoordelikheid, julle maak dit soos die westerse beskouing, soos die demokratiese party in Amerika, die individu. God sien ons nie as een gemeente nie. God sien ons as een gemeente. Toe daardie mense gesterf het, toe Agag die bangoed gevat het van Ai, en God laat uiteindelik, hy die bangoed van Jerigo gevat, die manne sneuwel in die veldslag teen die mense van Ai, het God 37 mense, as ek reg onthou, laat sneuwel. 37 mense. Hoekom? Want hulle gaan vra vir die Here, Here, hoekom het ons verloor? Dan sê hy, want iemand onder julle het gevat wat hy nie moes gevat het nie. Die Here sien ons nie net as losstaande individue nie. So ja, daai hele redenasie van solank as wat ek 'n gelowige is en ek kom hier in en ek wil nagmaal gebruik, dan kan hierdie kerkraad my nie weier nie. Want ek aanvaar die verantwoordelikheid op myself. Is nie wat die Bybel sê nie. Almal in die wêreld is nie gered nie en word nie gered nie. Die uitverkorenes word gered. Baie mense, het ek al vir u gesê, glo in die afgod van liewe Jesus. Ek sê dit vir u reguit. En ek sal dit bly sê. Hulle het gemaak van die tweede persoon van die drie eenheid 'n afgod. Hulle weet nie meer van die Vader nie en hulle weet nie meer van die Heilige Gees nie. Die drie enige God is vir hulle totaal en al onbekend. Hulle kom met die teologie van gee jou hartjie vir liewe Jesus. Weet jy hoe werk dit? Dis nie meer Calvinisme nie, dis nie meer gereformeerd nie. So dit werk so. Hulle sê, hier is 'n klomp mense in die wêreld wat verlore is. Nou kom God, en hy bou, daar's 'n kloof, 'n geweldige kloof. Hier is 'n klomp mense in die wêreld, vol sonde, baie sleg, daar's 'n geweldige kloof, aan hierdie kant is die heerlikheid en die teenwoordigheid van God.
Nou kom God en hy sê, hierdie mense gaan ek red. Ek bou die brug halfpad. En al wat jy moet doen, is bou jou stukkie van die brug klaar tot by God. Gee jou hartjie vir Jesus. Dan is jy gered. In Efesiërs hoofstuk 2 sê die Bybel baie duidelik vir ons, dat God kom en hy red ons uit genade. Hy sê, ek red jou by die naam. En jy moet oor hierdie brug, wat die weg en die waarheid en die lewe is, Jesus Christus, moet jy stap. Maar daardie brug het God gebou, hy het jou gered. Het is nie jy wat jouself red nie. Hier is die redding en verlossing, neem dit. Dis die taal van ons belydenis. Jy moet dit aanneem. Nie jy besluit om jouself te red nie, jy neem die besluit nie. Gaan haal dit uit die hande van God nie. Ek is in beheer nie. Ek bou die brug klaar nie. Dis nie dieselfde ding nie, broer en suster. Dit is ek red myself, en jy aanvaar nie die enigste verlosser Jesus Christus nie. Dis iets heeltemal anders. Nou wil u hê, ons moet 'n oop tafel hê, met mense wat op papier die belydenis het van Sondag 30. Hulle het dit op papier, maar hulle weet nie wat daar staan nie. In effek as jy vir hulle vra, in wie glo jy, en sê hy, ek glo in Jesus. En as jy vir hulle vra, hoe weet jy kan nagmaal gebruik, dan sê hulle vir jou, want ek het my hartjie vir Jesus gegee. Broer en suster, dis nie naaste by dieselfde as dit wat ek glo nie. Of wat die mense in hierdie kerk glo nie. Dis nie die woord van God nie. Dis 'n uitgedinkte selfreddingsteologie. En dan wanneer ons as gereformeerdes dan kom en ons sê, nee, in sy genade het God die brug gebou, want die Here Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en daar is net een pad, en dit is deur my, en dit is 'n baie smal toubruggie, waarvan die mense wat aan hierdie kant is, met God se genade oorstap na die ander kant toe. Maar alle mense is nie alle mense wat gered word nie. Dis 'n baie beperkte hoeveelheid mense. En as u kyk na die wêreld rondom u, dan wil ek vir u sê, maak net u oë oop. En vertel vir my weer eens, as u oë oopgemaak het, dat alle mense in die wêreld leef reg en doen goed. En is dus gered. En u weet so goed soos ek, dis dood eenvoudig nie waar nie. So ons kan nie uiteindelik net almal toelaat om nagmaal te gebruik nie, broer en suster. Mense word baie kwaad vir die kerkraad, spesifiek vir die ouderlinge, wanneer hulle sê ons het 'n beperkte toegang tot die nagmaal. Maar die ouderlinge vat hierdie opdrag baie ernstig. Hulle het 3 vergaderings voor nagmaal, 1 vergadering na nagmaal. En die doel is dood eenvoudig om te kyk of elkeen kan nagmaal gebruik wat wil nagmaal gebruik. Hulle doen baie moeite daarmee. Ons neem dit baie ernstig op wat die Here vir ons sê. Ek sê nie, ons sê dat almal wat in die gemeente is uitverkies nie. Ek weet nie. Daar is mense wat ek wel weet wat deel is van hierdie gemeente wat uitverkies is en wat gered is. Maar ek sê nie net almal wat in die gereformeerde kerke in Suid-Afrika is uitverkies nie. Dit sou weer 'n ander dwaling wees. Ons is nie Rooms-Katolieke nie. Elkeen van ons staan werklik voor God. En ons het 'n persoonlike verlosser, Jesus Christus, en ja, dit gaan oor geloof in hom, want hy is die enigste weg en die waarheid en die lewe. Daar's nie nog een nie. Maar ek kom ook nie met die teologie van, dat jy bou die brug klaar na God toe nie. Op 'n manier red jy jouself nie, want dis ook nie waar nie, dis ook nie wat die Bybel sê nie. So broer en suster, in die belydenisskrifte, ek sluit af, in die belydenisskrifte staan dit duidelik. En dit is feitelik die belydenisskrif van alle Afrikaners. Hulle weet net nie meer wat daar staan nie. Ons is die kerk wat dit nog toepas. Miskien is daar nog een ander kerk wat dit ook toepas. Maar almal het nie net vrylik toegang tot die tafel van die Here nie. Dis 'n eksklusiewe toegang. Dis beperk. Gaan berei jou voor. Met dit in gedagte. Amen. Kom ons sing saam.
Psalm 25 vers 4 en vers 5. Lees saam, broer en suster, 'n handjie vol verse uit Lukas, hoofstuk 5, met vers 31 as teks. Dis die gebeure hier rondom die roeping van Levi die tollenaar, en ek gebruik die 53 Afrikaanse vertaling. En na hierdie dinge het hy uitgegaan en 'n tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit, en vir hom gesê, volg my. En hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En Levi het 'n groot feesmaal vir hom en vir sy huis gegee, en daar was 'n groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was. En hulle skrifgeleerdes en fariseërs het by sy disippels gemurmureer en gesê, waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? En Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En jy kan vers 31 daar sien, broer en suster. Die woorde van die formulier, wat my altyd tref, van die nagmaalformulier, is hierdie woorde. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarseers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, myn ediges en ongehoorsaames. En ek wonder altyd, is ek nie ook maar 'n ongehoorsame nie. Moordenaars, veral wanneer ek kwaad geword het, en twissoekers, soek ons nie soms twis met mekaar nie. Egbrekers, hoereerder in jou gedagte, dronkaards, wanneer laas het jy 'n glasie wyn te veel gehad, diewe, het jy iets afgeskryf, of het jy AI gebruik, rowers, dobbelaars, lotery, die oumou kompetisie, wat se kompetisie ook al, dit is nie dobbelary nie, gierige aards, liefde vir geld, liefde vir goed, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie, want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. So daai woorde,
laat my altyd dink. Jy weet, en ek weet, dit gaan daaroor volhard in sonde en nie breek met sonde nie, maar 'n kollega van my vra vir 'n meisie, wat 'n sonde dink jy breek jy? En sy kom net uit 'n saambly verhouding uit en drink te veel en 'n klomp goed. Sy sê ek dink ek is miskien nie gehoorsaam aan my pa en my ma nie. Wat is fout met ons? So jy lees daai woorde van die formulier en dit spreek jou nie aan nie. Jy voel nie, wel ek is ook maar 'n sondaar nie. En ja, ek breek met my sonde en ek volhard nie in my sonde nie. Maar broer en suster, dis die punt. So die mense wat hier by die tafel kom sit, goeie mense, perfekte mense, sondelose mense. As jy nou kyk na hierdie gemeente hier rondom jou, netjiese mense. Mense wat nie sonde doen nie. Smart mense, is dit nie? So as hulle hier aan die tafel kom, broer en suster, ek dink nie so nie. Is ons nie maar almal sondaars nie? Is ons nie maar almal gebroke mense nie? En jy die eerste preek gehoor, ons het 'n beperkte toegang en ek het geëindig met daai preek wat ek gesê het, daar's nie die idee by my nie, en ek glo, ek hoop ook nie by u nie, dat wanneer ons na die tafel van die Here toe kom, kom ons omdat ons so op koers is nie, omdat ons lewe so agter mekaar is nie, omdat ons persoonlik so goed vaar nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons heil en ons saligheid, ons verlossing en ons saligheid buite onsself soek. En dan kyk ek na die Bybel en ek kyk maar wie was saam met die Here aan 'n tafel. En dis nogal 'n skok hoor. As jy gaan kyk na wie was saam met die Here aan tafel, en ek het nou nie die hele Bybel gevat nie, ek het net hierdie een voorbeeld gevat, dan is daar by hierdie tafel saam met hom Levi en Levi se vriende. En Levi se vriende was nie goeie mense nie. Levi se vriende was vernekers, skelms, diewe, gierigaards, dronkaards, hoereerders. Hulle was almal daar. Dis Levi se vriende gewees. En op die ou eindig hulle saam met die Here aan 'n tafel. So die Here sê vir Levi, vir daai mense daar aan tafel, maar veral vir die skrifgeleerdes en die fariseërs, dat hy is aan daardie tafel as die groot dokter, die groot geneesheer. En hy's daar aan die tafel vir die siekes, nie vir die wat gesond is nie. As die Here begin met die uitnodiging daar waar Levi sit en verneek en verkil en afpers en mense dreig met die Romeinse soldaat wat daar staan om hulle in die tronk te gooi, omdat hulle nie meer wil betaal as wat hulle moet betaal nie, en hy sit so en hy tel sy geld daar so af en hy dink, ek het vandag goed gedoen. Die Romeinse owerheid kry R10 en jy wat Levi is, steek R1000 in jou sak. Dis 'n goeie dag gewees. Dan kom die Here daar verby en hy sê vir hom, Levi, kom. Jy moet my volgeling word en ek gaan by jou eet. En iets in Levi wat net God kan doen, en dit bring my terug by die derde punt van Calvinisme. Hierdie man wat daar sit en sy geld tel, wat hy sopas gesteel het, sê vir homself, wag 'n bietjie. Hoe gebeur dit? Verduidelik dit vir my. Ek moet agter hierdie man aangaan en ek moet hom na my huis toe vat en hy gaan by my eet. Dink julle Levi was so fantasties? Ek dink nie so nie. Ek dink God die Heilige Gees het iets in Levi se hart gedoen. Hy het Levi se hart omgedraai. En Levi los hierdie rykdom en hy volg die Here. Sy lewe verander. So wanneer
die lam van God vir Levi uitnooi na 'n ete toe, dan nooi Levi sy beste vriende. Moet ek weer vir u sê wie was sy beste vriende? Dis mede-tollenaars, afpersers, vernekers, gierigaards, dronkaards, hoereerders, wat mense onregverdig in die tronk gegooi het. Dis sy vriende. En 'n klomp bedenklike vroue. Dis sy vriende. En hy nooi hulle almal na 'n ete toe met die Here Jesus. En die skrifgeleerdes en die fariseërs wat altyd maar agter Jesus aangeloop het om te kyk wat doen hy verkeerd, hulle kom en hulle sê, waarom eet julle saam met hierdie mense? Dit kan nie wees dat julle nie weet of dat julle meester nie weet wat se drek hierdie is nie. Hierdie is die grootste gemors van die dorp. En almal weet, is hy soos hulle? Gaan hy soos hulle word? Gaan julle soos hulle word? Pla dit julle nie, dat julle saam met sulke mense eet nie. En kyk, as jy 'n ete by jou huis hou, wie nooi jy? Jy nooi jou vriende. En die doel daarvan is, jy wil hê jou vriende moet 'n goeie tyd hê, so jy as gasheer doen moeite, dat hulle 'n goeie tyd het. Nee. Maar dit is nie in daardie hoedanigheid wat die Here Jesus aan hierdie tafel is. Uiteindelik sê hy dit ook vir die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hy sê vir hulle, julle sien nie wat hier gebeur nie. Ek is hier saam met hierdie klomp mense, die drek en die skuim, soos julle dit sien, want ek is die geneesheer, ek is die dokter. Ek is hier vir die siekes. Ek is hier vir die mense wat nie dink, hulle is so wonderlik, so perfek en so volmaak, soos julle, die skrifgeleerdes en die fariseërs. Ek is hier vir die mense, en saam met hulle aan tafel, wat dodelik siek is, wat 'n afspraak het met my. Hulle moet gesond gemaak word. Hulle moet dringend gered word, voordat hulle sterf in hulle sonde en verlore gaan. En nou kom mense en hulle sê, maar daar is dan 'n deel van hierdie woorde wat die Here gesê het, wat baie moeilik is om te verstaan. Hy sê, daar is mense wat nie die dokter nodig het nie, wat gesond is. Hy sê, hy's net daar vir die siekes, en hy's daar om hierdie siekes gesond te maak, maar hy's nie daar vir die wat gesond is nie. Sê hy dan daarmee per implikasie dat die skrifgeleerdes en die fariseërs was eintlik gesond? Hulle maak niks nie. Hulle is eintlik op die regte pad. Nee, dis nie wat die Here sê nie. Want dit sou in stryd wees met die res van die Bybel. Spesifiek as jy dink aan Romeine hoofstuk 3 vers 9 tot 10, waar ons lees, daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat so fantasties is, wat so uitgesorteer is, wat so volmaak is nie. Julle is almal maar soos Levi en Levi se vriende en vriendinne. Almal. En ek het gekom vir almal wat so is, en aan wie God dit gee om dit te besef en te weet dat hulle gebroke mense is en dat hulle sondaars is. Hoe weet ek? Lukas, wat die dokter was, wat 'n mediese dokter was, wat hierdie ding raak sien en hierdie woorde spesifiek onthou en neerskryf, het ook in Lukas 18 vers 9 tot 14 die gelykenis van wat die Here Jesus vertel het van die skrifgeleerde en die tollenaar. En jy ken daai gelykenis. Daai gelykenis gaan daaroor dat die hoogmoedige fariseër sê, "O Here, baie dankie dat ek nie soos die tollenaar is nie. Ek doen dit en ek doen dat en ek is net absoluut fantasties." En die tollenaar, hy slaan maar net op sy bors en sê, "Here, wees 'n arme sondaar genadig." En die tollenaar ontvang die genade, want hy weet hy is siek. Hy weet hy het genesing nodig. Aan die nagmaal van die Here, broer en suster, kom ons nie, en ons sê dit ook in ons belydenis, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie,
Ons het nie oor daardie rede 'n geslote nagmaaltafel nie, omdat ons dink almal in die gereformeerde kerk Heilbron is volmaak en sondeloos nie. Inteendeel, ons waak net oor die heiligheid van die tafel. Daarom is dit vir ons eksklusief. Aan die tafel volgende Sondag is mense soos Levi en Levi se vriende. Nie volmaakte mense nie. Dis juis hulle wat moet kom. Daardie mense wat weet dat hulle nie volmaak is. Wat weet dat hulle sondaars is. Wat weet waar hulle probleme is. Hulle kom, hoekom kom hulle? Hulle kom want hulle wil gesond word. Hulle kom want hulle wil weer begin. Hulle wil nuut begin. En hulle kom omdat hulle weet, die Here gaan hulle nie verwerp nie. Die Here jaag mense wat so na hom toe kom, nie van hom af weg nie. Maar mense wat kom soos die skrifgeleerdes en die fariseërs, hulle het nie 'n plek daar nie. Weet jy hoekom het hulle nie 'n plek daar nie? Want hulle kan nie eintlik insien hoekom hulle daar moet wees nie. Hoekom sal hulle tussen sondaars, tollenaars, egbrekers, hoereerders, diewe, rowers, gierigaards, hoekom sal hulle tussen hulle wil sit? Hulle is dan volmaak. Hulle het nie die verlosser nodig. So kom, broer en suster, moenie wegbly omdat jy met jou voorbereiding agterkom. Ek dink, hierdie is my groot sonde. Hierdie is my groot probleem. Ek dink nie ek is die tafel waardig nie. Ek dink nie ek kan in die teenwoordigheid van die Here kom nie. Hy sê kom want jy siek. Kom dat jy gesond kan word. Amen. As jy wil jy nie vir dominee vorentoe kom nie asseblief. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders gesluit. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond. Ons word egter ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. En daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely. Hulle moet ook hulle voorneme bekend maak om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Heilige Gees van God en sy woord het hierdie suster die kerkraad gevra om haar geloof hier openlik te bely. Nadat sy behoorlik onderrig en ondervra is die kerkraad daarvan oortuig dat sy toegerus is om tot so 'n persoonlike belydenis te kom. En daarom word aan haar nou 'n geleentheid gebied. Jy kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om jou geloof te bely. En daarom versoek ek jou om in alle opregtheid op die volgende vrae te antwoord. 1. Glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy gedoop is? 2. Glo en bely jy dat al is jy in sonde ontvang en gebore, en al is jy nog steeds tot alle boosheid geneig, jy tog in Christus geheilig, deur die Vader tot sy kind aangeneem, en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. 3. Glo en bely jy dat die Ou en die Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. 4. Neem jy jou voor om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van jou lewe standvastig te volhard, om die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien. Neem jy jou ook voor om van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien,
om jou lewe en jou saligheid buite jouself in Christus te soek en om so hierdie belydenis van jou met 'n godvreesende lewe te bevestig. En dan vyftens, beloof jy, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir jou ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en van die sakramente ywerig te soek, om jou gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lidmate en tot uitbou van die koninkryk van God te gebruik. Beloof jy verder om jou aan die Christelike vermaning en tug te onderwerp, as jy jou in leer of lewe sou misgaan? Azel Berg, wat is hierop jou antwoord? Waar jy hier openlik jou geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in jou doopverseël is aanvaar het, moedig ons jou aan om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus heet ons jou hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. God van alle genade het ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep. Mag hy self, nadat ons 'n kort tyd gelei het, jou tot volmaaktheid bring, bevestig, versterk en jou grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons sing vir Azel toe, Psalm 134 vers 4, terwyl jy bly staan. Laat Here seën op oordal, egen sy Sion oor bestraal, wat beveel en dit geskied, wil Here seën oor haar gebed. Ons bid saam, broer en suster. Genadige en soewereine Vader, ons aanbid u heilige naam en dankie vir die gawe van die woord. Ons dankie dat ons nie in duisternis van ons eie denke gelaat is nie, maar u volmaakte wil deur die heilige skrif aan ons geopenbaar is. Ons prys u vir die stem van die Heilige Gees wat vandag deur die mond van die dienaar gespreek het. Ons dank u veral vir die evangelie van Jesus Christus wat voor ons oë afgeteken is. Ons prys u dat Christus in die prediking van die woord onder ons as gekruisig uitgebeeld is. Dankie vir die oortuiging van sonde wat tot die lewe lei en vir die soet troos van u beloftes wat ons hoop gee. Here, laat die saad van die woord vandag nie op 'n rotsagtige plek geval het nie. Bevestig hierdie waarheid deur u Heilige Gees in ons harte. Verseël die instruksies, die waarskuwings en die troos van hierdie preke so diep in ons harte, dat dit nie deur bekommernis van die wêreld of die vyand se bedrog omgekeer kan word nie. Gee dat ons nie vergeetagtige hoorders sal wees nie, maar kragtige daders. Baie dankie dat ons weer kon sien hoe dat iemand belydenis van geloof doen. Dankie vir die geloof wat u in Azel gewerk het. Dankie Vader dat u besig is om hierdie gemeente te bou en uit te bou. Ons bid vir haar dat u haar sal dra, beskerm en onderskraag. Dat sy altyd terdee bewus sal wees van u heilige teenwoordigheid, van u kragtige werking. Ja, laat u seën op haar rus. Ons bid ons gebed in u seun se naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid.
Ons sluit af met Psalm 32 vers 1, 3 en die halwe vers 6. Nadat ons die seën ontvang het, moet jy net weer die sitplek gou inneem, asseblief. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Asjou. Nou, ek is nou nie seker nie, maar ek dink ek het al gedoop, so ek reg onthou, ek het. Ek sien almal knik, sy sal onthou. Ja, so dit is vir my 'n besondere groot voorreg om deel te wees van die lewenspad wat die Here met Asjel loop. Ons het nogal baie daaroor gepraat, ook met die ondervraging, en ek dink ons ken mekaar se geskiedenisse in die gemeente. Dit is 'n klein gemeente. En niemand se geskiedenis is eenvoudig nie, niemand se loop sonder 'n opdraande hier, en dan is daar weer 'n afdraande waar dit 'n bietjie makliker gaan nie. Maar in hierdie gemeente is daar altyd liefde en aanvaarding en 'n gemoedelikheid. En soms weet ek is daar 'n kwaai preek, dit hoor ek baie. Maar ek is daarom baie lief vir die waarheid en ek probeer altyd op die regte pad te bly en ek probeer
jou ook saam te vat. Maar ek dink dit is die punt ook van die wyse waarop ons dit jou ondervra het. En ek dink dat 'n mens kan sien jy is op die pad na die Here toe en jy is by die Here, kan ek ook eintlik sê. En ek weet dis nog 'n pad wat vir jou voor lê. En ons almal groei. As ek kyk waar ek was toe ek so oud was soos jy, waar ek vandag trek, dan het ek gegroei en ek het ontwikkel. En ek dink dit is wat ons almal se gebed vir jou is. Dat die Here jou hand altyd sal vashou. Ek dink altyd dat ons die sekerheid het daarvan, dat hy ons hande vashou, maar dat ons soms twyfel. Maar dat jy altyd die sekerheid sal behou, dat die Here jou vashou. En ja, die boek is eintlik 'n bysaak, en die sertifikaatjie ook, dis maar 'n gewoonte of 'n tradisie. Maar lees maar die boek, dit het waarde. Ons is baie dankbaar, ons kon die dag saam met jou deel. Ons respekteer jou versoek dat jy wou nie 'n groot ding daarvan laat maak nie. So dit is hoekom daar ook nou nie eetgoed is nie, dit is wat as jy al voorgevra het. So maar, asseblief kom sê vir haar geluk, bid haar toe die seën van die Here. En ek dink ons durf ook nie vergeet dat hier is 'n verbondslyn wat vir 'n mens ontsettend kosbaar en belangrik is. Ek meen jou ouma sit daar, jou ma sit daar, Andrei sit daar, jy weet, en natuurlik sien jy net jou kerel seker raak, maar daar's 'n lyn wat die Here, dis wonderlik, ek meen hier sit 'n pa en 'n seun. Weet, ons is saam in een gemeente. Die Here loop 'n pad met ons. Hy hou ons altyd vas. Mag jy altyd sekerheid hê daarvan. En ons is baie trots op jou en baie geluk. Dankie. Broer en suster, kom ons gaan drink tee of koffie.